'n nuwe politieke woordeskat in Suid-Afrika. Die ou woordeskat van Suid-Afrika werk met binêre antagoniste. Ek pleit vir 'n ingesteldheid van Suid-Afrikaners om nie te maklik te essensialiseer nie. Maar ons sal moet nader beweeg. Hoe? Daaroor is ek minder seker. Welkom by die Hangbrug, nuwe episode wat gaan oor beide filosofie. Episode 3. Dis episode 3, baie dankie my gespreksgenoot wat my reg help. Dis die Hangbrug, 'n gesprek oor die letterkunde en die filosofie. Ek is Pieter Dievenage en my gespreksgenoot wat homself al aangekondig het is Charles P.N.O.D. Charles, baie welkom hier. Ek sien uit na 'n wonderlike, aangename en 'n interessante gesprek so in die volgende 45-50 minute. Dankie Pieter, ek ook. Ja. Jy sien ook. En die tema wat ons vandag oor wil gesels is 'n nuwe politieke woordeskat in Suid-Afrika. Nou met politiek klink nou of ons net oor die politiek van die dag gaan praat. Nee, dis nie die geval nie. Wat ons bedoel is 'n nuwe openbare woordeskat wat nie net die politiek insluit nie, maar ook iets soos die kuns. Kan ons as Suid-Afrikaners 'n woordeskat ontwikkel? En met ontwikkel bedoel ek nou nie dat ons nuut gaan skep nie, mense kan nog op baie bronne in die taal staat maak, maar laat ons 'n woordeskat ontwikkel wat meer demokraties is, as ek nou daai woord kan gebruik, wat meer die verskillende kompleksiteite van Suid-Afrika op 'n meer verantwoordelike manier bymekaar bring. Dit sou mens kon sê 'n woordeskat wat minder in homself glo en meer glo in die onontdekte moontlikhede van interaksie. Ek dink daar is 'n goeie formulering. As 'n breë, kom ons sê dit net op 'n breë teoretiese vlak. Ek hou baie daarvan, met ander woorde 'n woordeskat wat bewus is van sy eie beperkings en dat die ander dat dit 'n gesprek met die ander moet wees. Nou die ander is ook alweer 'n begrip wat diep gelade is. Dit kan enige antagonis wees. Dit kan enige antagonis wees, maar dit waarvoor ek dink ek pleit en wat ek 'n gesprek aan die gang wil sit, wil nie te veel pleit nie, want hier problematiseer ons ook baie tussen mekaar hier op die Hangbrug. Is vir 'n ingesteldheid van Suid-Afrikaners om nie te maklik te essensialiseer nie, maar om eerder te dink aan wat daag my standpunt uit. En is dit nie beter in 'n multikulturele en 'n pluralistiese samelewing om eerder gevoelig te bly vir wat uitgesluit word as om met 'n standpunt te kom wat uitsluit. So dit is hoe ek dit in hierdie stadium sien, jy weet, en ons kan nou maar in die eerste segment meer polities praat, want ek het heelwat op die hart. Ek lewer ook in 'n ander lewe as in hierdie een met hierdie gesprek, doen ek politieke kommentaar. So ek gaan iets oor die politiek meer in die eerste segment sê, maar dan vanaf die tweede segment en na die derde toe dink ek mens moet die politiek vervleg met ander aspekte van die samelewing. Ja, eers die gewone samelewing en dan wil ons ook weer na die kunste oorgaan. En ons wil by die kunste, want dit is 'n gesprek tussen die filosofie en die letterkunde, of tussen die letterkunde en die filosofie. En dan mag ons oor enigiets praat, ek en jy. Maar ons probeer dit daarom altyd 'n bietjie struktuur gee en ook aan die kykers wys, en ons verwelkom natuurlik altyd ook insette van die kykers onder hier aan die kanaal of by wyse van my e-pos wat ek aan die einde sal verstrek. Ook terugvoer van die kykers, want hier is nie 'n gesprek wat in isolasie of in 'n vakuum plaasvind. Maar ons het dit goed gedink om vandag hierdie tema op die tafel te sit. Kan ons 'n nuwe politieke woordeskat skep in Suid-Afrika op die basis van al die ou bronne van die tale wat ons het, en kan ons ook 'n openbare woordeskat daarstel
wat Suid-Afrika 'n meer kreatiewe plek maak. 'n Plek waar mense meer met mekaar gesels en oper vir mekaar staan, eerder as 'n gepolariseerde samelewing wat veral deur politici en deur ideologiese dit is nou my posisies vraag. Wat is die ou polariseer. die ou woordeskat waarvan ons wil wegkom? Dis die groot vraag. Jy het dit nou net Het genoem. jy enige voorstelle, wat sou jy beskou as die ou woordeskat van Suid-Afrika en hoe kan ons daarvan wegkom? Die ou woordeskat van Suid-Afrika werk met binêre antagoniste. Dit sien nie dit is baie minder geneig om gemeene grond te soek eintlik, en tog is dit hoe Suid-Afrika tot stand gekom het in die onderhandelinge. Jy weet, gemeene grond. Dit soek verwesenliking van die verskillende ideale. Eerstens die verwesenliking van 'n stryd ideaal aan die kant van die groter meerderheid van Suid-Afrikaanse burgers, die swart kant, die nuwe burgery, en aan die wit kant sou ek sê 'n manier van bond staan of ontkenning of ontduiking, jy weet. Dis amper asof in daardie opset is konflik die hoofspeler. Konflik is die hoofspeler op die verhoog. Nou maar wat van 'n situasie waar konflik op die hoofspeler op die verhoog doodgaan soos Romeo of Juliet? Dat konflik, tyd vir konflik om so 'n bietjie dood te gaan as hy dit net op die regte gekoreografeerde manier kan doen. Maar dink jy dit sluit aan by ons heel eerste hangbrug episode toe ons gepraat het oor dialoog en polemiek? Of jy het eintlik nou gesê, maar ons het net een manier wat ons openbare gesprek voer. En dis op konflikterende basis. Presies. Kan ons 'n ander manier ontwikkel dat ons meer dialogies as Suid-Afrikaners met mekaar praat in die politiek en dan breër. En kyk, ons het daarom nou 'n ongelooflike ruimte gekry na 29 Mei. Ek dink die ruimte het ook tot 'n mate toegegaan, maar op nasionale gebied, die koalisieregering wat ons gekry het, is iets kwalitatief anders as wat ons voorheen gehad het. Oopgaan en toegaan. Inderdaad, so ruimte sal oop en toe gaan. Mens hoop net, ek hoop net dat die ruimte wat nou daar is, meer in dialogiese terme ingeklee en beset sal word, as in konflikterende terme. En ons sit nou met die dilemma dat op nasionale vlak het ons nou 'n koalisieregering, wat in die stadium, met die gesprek wat ons nou voer, dinge kan natuurlik baie vinnig verander, nog lyk of dit heel goed gaan, of dit nog 'n lewenskrag het. Maar aan die ander kant sit jy met die Gautengse provinsiale opset, sowel as die plaaslike regeringsopset, waar lyk my konflikterende kragte nog steeds die septer swaai teenoor dialogiese kragte, as ek dit so kan stel. Jy weet Pieter, ek is minder gekwalifiseerd as jy om hieroor te praat, maar dit is amper asof 'n soeke na sintese nog nie bestaan nie. Ons werk nog steeds, ons het nog nie die driehoek ontdek nie. Suid-Afrika het nog nie in sy openbare sfeer die driehoek ontdek nie. Wat bedoel jy daarmee, dat ons die opponerende standpunte na iets anders kan en na die sintese. Na die sintese noem jy dit. Ja, wat is die ander twee? So die ander twee is die tese en die antitese na die sintese. Dit is vir van ons kykers wat dalk belangstel in hierdie begrippe, een wat deur wat geassosieer word met die denke van Hegel, 'n Duitse denker so van die einde van die 18de begin 19de eeu. En wat jy eintlik sê is ons soek na 'n tipe van 'n gesprek aan die ander kant van die teenoorgestelde pole in ons politiek. Nou wat sou die teenoorgestelde pole in ons politiek wees? Later kan ons oor die letterkunde ook praat. Maar hoe sou jy, wat
Want ek het sterk idees daaroor, maar ek is in 'n gesprek met jou, jy weet, ek kan myself ek wil eerder van jou hoor, hoe sien jy dit? En die kykers kan saam met ons dink hieroor en onder Ek dink daar is aanskryf vind. verskillende opvattinge van identiteit. Ek sou sê van identiteit, van leefwyse. Daar is die opvatting dat een kant moet seevier. Dit is 'n stryd, dit is 'n baie rudimentêre stryd opvatting. En waarmee ek nie saamstem nie. En as dit nie dit is nie, dan is dit nog steeds dat as ons 'n gemeenskaplike grond gaan bereik, dan gaan ons dit deur die polemiese, deur strydvaardigheid bereik. Dit is nou al oor en oor bewys dat ons bereik dit nie. Ons moet werklik in kritiese interaksie met mekaar in werking tree, wil ek amper sê. En ernstig soek na dit wat tussen ons kan verrys. Ek praat nou van ons is nou die antagoniste, wat tussen ons kan verrys. Wat dink jy? Maar ek stem saam met jou, maar ek dink ons moet 'n bietjie meer konkreet word in die gesprek, in die sin dat wat is die woordeskat, wat is die begrippe wat aan die verskillende kante lê van ons politiek. En ek wil iets waag, nê, in die opsig, dat ek dink aan die een kant sit jy nog met hoe sal my sit, hoe jy kan beredeneer, jy sit met 'n tipe bevrydingsgrammatika. Ja. En 'n slagoffersgrammatika en 'n postkoloniale een. En dan is dit gemeng nog met sosialistiese elemente van die wat het en die wat nie het nie. En dan word dit nog in ou klasse terme ingebind, terwyl ons weet dat ras en klas val nie perfek saam in Suid-Afrika nie. Nee. Alhoewel mens kan seker elemente daar vind as jy wil. So aan die een kant sit jy, kom ons eien nou die antagoniste in hierdie gesprek. Jy sit met 'n wat ek sou noem 'n bevrydingsgrammatika aan die een kant. En aan die ander kant sit jy met 'n moderne neoliberale of 'n vrye marks, ek sukkel nou om die regte woorde daar te kry. Maar jy sit met 'n meer moderniteitsgeoriënteerde vrye mark tipe liberaal, polities liberaal demokratiese woordeskat wat nader lê aan die grondwet van die land in baie opsigte. Soos hy geformuleer is, alhoewel elemente van die bevrydingsverhaal is ook in die grondwet ingeskryf. En die grondwet is nou 'n moontlike sintese waaroor ons kan praat, met al die probleme daar rondom. So ek dink jy ek is in die regte rigting as ek hierdie twee, as ek die antagonistiese in hierdie rigting, want ek probeer dit onder woorde bring. Ja, ek dink jy is besig om in die regte rigting te beweeg. Ek wil iets byvoeg van ons moet realisties begin word oor in 'n land waarin die antagoniste ewe sterk is, oor wat is die kanse van oorwinning vir jou standpunt as jy dit op iemand anders probeer afdruk. Wat is die kanse van dit is omtrent 0. En wil jy die ander persoon vernietig of wil jy werklik jou visie laat seevier? Nou as jy jou visie regtig wil laat seevier, moet jy ander maniere vind om dit verteerbaar en verstaanbaar te maak vir jou antagonis. As die strydmanier. Dis uitgedien. Ja, so wat jy eintlik sê is dit is beide woorde en dade. Ja, ek sou sê. Dat in 'n sekere sin moet 'n mens die geuite, jy het voorheen die begrip binêr gebruik.
Dit binêr beteken dat maar net sterk teenoorgestelde posisies Ja. wat nie by mekaar uitkom nie. Maar die geuite en die binêre aan 'n kritiek onderwerp en aan 'n bepaalde Aan gesprek aan introspeksie, aan ondersoek. en dan teoreties probeer anders daaroor dink sowel as handelend. Ander praktyke dan, hoe 'n mens Ek dink nie 'n mens moet noodwendig werk. ek dink nie mens moet noodwendig dink dat so 'n proses gaan jou situasie verwater nie. Dit mag dalk jou situasie as antagonis net versterk. Dit gaan afhang van hoe goed jy jou antagonis gaan oorhaal na jou punt toe. Kyk, die liberale demokrasie het veel te leer by die sosialistiese oogmerke van sy antagonis en andersom. Ek het 'n meer pragmatiese kyk op die ding, né? Ek hou van die woord pragmatiese. Pragmaties is een van die nuwe woorde. Maar dit is wat ek besig is. Ek weet jy ontwikkel ook die woord rond. Ek dink pragmaties is vir jou 'n belangrike woord. Ek dink 'n ander woord wat vir my belangrik is en wat jy ook moontlik sal van, ek kan nou nie namens jou dink nie, maar van sal hou, is iets soos pluralisme. Dat ons moet aanvaar ons is 'n komplekse, diverse land wat tog nogtans as 'n eenheid moet werk, soos ons landslese. Jy weet, eenheid en verskeidenheid. So, hoe doen ons dit? En my pragmatiese voorstel is die volgende, dat ons politiek moet so bedink, dat die radikale groepe na links en na regs, gaan jy altyd met jou hê. En ons probleem in Suid-Afrika is eintlik meer radikaal na links as iets anders. Dis nou maar my opmerking van die omstandighede. Dat ons die radikale linkse, en hier praat ek nou van, jy weet, radikale marxisme en 'n tipe onversetlike sosialisme wat gekoppel is met 'n tipe bevrydingsretoriek wat eintlik vir niks anders ruimte het as net daai retoriek en daai ideologie nie. Dat 'n mens dit in gesprek moet hou, maar dat jy probeer dat groot dele van die Suid-Afrikaanse bevolking wat in daai rigting sou wil neig, eerder na 'n sosiaal-demokratiese posisie toe kom, wat nader na die middel is. En dat jy dan van die liberaal-demokratiese kant sensitiwiteit ontwikkel vir die sosiaal-demokratiese kant. Ek sit nou nuwe begrippe hier op die tafel, want ons praat oor 'n nuwe politieke woordskap. En ek dink 'n mens moet praat oor wat is ons gedeelde oogmerke, wat is die belangrikste vir Suid-Afrika? Ons moet die verskriklike armoede verlig. Dis punt nommer 1 van baie mense. Wat gaan dit verg? Wat se opofferings? Dit gaan in eerste plek baie goeie bestuur verg, wat ek nie sien in die groepe wat dit propageer as hulle as vir hulle belangrik nie. Dit gaan 'n ekonomie wat uitbrei, wat groei. En natuurlik sommige forme van transformasie vir baie redes. Kom ons vat transformasie van die landbou. Die insluiting van swart boere, hoe gaan dit gebeur? En 'n kontakopbouing met die grond vir swart mense nadat hulle eintlik van die bodem vervreemd was of gevoel het, hulle is vir baie lank vervreemd. Al daai goeders moet plaasvind, maar ons moenie die oogmerke verloor nie. Ons moet praat oor die oogmerke die hele tyd. En wat is die gouste en die vinnigste en die effektiefste maniere om daarby uit te kom? Die gouste en die effektiefste maniere om by hierdie voorbeeld uit te kom wat ek sopas genoem het, is om nie jou universiteit van landbou, wat niks anders is as die blanke boer, te probeer uitskuif nie. Dit is net so goed jy brand 'n universiteit af.
Dis so wat ek hoor by jou is dat jy moet 'n manier vind waarop al die dele van die Suid-Afrikaanse samelewing ingebind word. Ingebind word en mekaar werklik probeer verstaan. En wederkerigheid en wederwysydse erkenning en alles wat daarmee saamhang. Ja, Dis nou 'n ander woord wat ek ook hier of 'n begrip wat ek ingooi, erkenning. Jy weet, en wat daarmee saam, ek kan nog later ook daarop uitbrei, Ek maar dink ons stem in Suid-Afrika baie meer oor oor wat gedoen moet word as wat ons te kenne wil gee. As ons maar net die die hubris uit die weg kan ry. wel, as mens sien Pak kan kry. dat die koalisieregering wat nasionaal tot stand gekom het, van redelike sterk antagoniste, as jy nou die twee grootste partye daar vat, Ja. by die ANC en die DA, dat die meningspeilings tot op hierdie stadium wys daarop dat die meerderheid Suid-Afrikaners is baie gelukkig met daai poging, wat dit ook al beteken. Ja. Maar nou het ons 'n ander situasie in Gauteng, wat nie daai roete wou gegaan het nie. Ja. Ek wil nou voorstel, ek dink ons eerste segment is min of meer klaar, ons kan nog baie oor die politiek praat, en ons kan nog in die toekoms daaroor praat, maar dat ons in die tweede segment, gaan ons na 'n groter openbare debat oor 'n nuwe woordeskat. Dan is dit vir my belangrik dat mens bietjie kyk na die nie net die politiek nie, maar die ekonomie wat ons al bietjie aangeraak het. Jy het die landbou aangeraak, maar ek wil baie graag oor die universiteitswese en opvoeding praat. En dan natuurlik, hoe lyk ons buitelandse beleid? Hoe posisioneer ons as Suid-Afrikaners? Hoe lees ons die geskiedenis? So dit is 'n bietjie breër kwessies, voordat ons in die derde segment by die letterkunde gaan uitkom. Watter rol kan die letterkunde speel om vir ons 'n nuwe woordeskat te gee, openbare woordeskat, en het ons so iets soos 'n nasionale letterkunde? Vraagteken. In hierdie tweede segment praat ons dan oor hierdie begrip, die 'n nuwe politieke woordeskat, en hier kom die begrip in die groter openbare Suid-Afrikaanse lewe. Daar's 'n begrip wat vir my nog altyd van groot belang was in die opsig, en dis die openbare sfeer. En dan gaan dit nou breër as die politiek. Dit gaan oor die burgerlike samelewing. Dit gaan oor groepe in Suid-Afrika. Dit gaan oor die ekonomie. Dit gaan oor opvoedkunde, dit gaan oor die universiteitswese, dit gaan oor instellings in die samelewing. So dit gaan ook oor die verwesenliking van onderdrukte geheue vir sommige mense, vir sommige sektore, om Afrika geheue in te kry. Maar dit moet natuurlik behoorlik gedefinieer word voordat jy sommer daaroor kan praat. So dis 'n breër punt wat ons nou vat as die politieke punt. Alhoewel al die goed waaroor ons nou praat, het verwantskappe en lyne na die politiek. Maar ek wil net eerder praat oor hoe skep ons nie buite om die politiek nie, maar in die wat ek sou noem in die openbare sfeer, of mens sou dit ook kan noem die burgerlike samelewing, nê, waar mens gewoon tussen mekaar lewe. Hoe skep jy daar 'n woordeskat wat die politici ook weer kan beïnvloed? Jy weet Pieter, ek dink daardie woordeskat is wel besig om gesmee te word op grondvlak. Kan ek net sê, my woord skep is 'n bietjie verkeerd, want dit klink of jy nou 'n woord, ek dink die woordeskat is reeds daar, maar jy speel in 'n woordeskat, en hoe stuur jy die woordeskat sodat die woordeskat jou weer kan terugstuur? Kyk, daar is en dit is waar dat die openbare lewe in Suid-Afrika is erg gebalkaniseer. Is alles daarvan noodwendig sleg? Ons is saamgestel uit radikaal uiteenlopende maniere van leef en met uiteenlopende historiese begrip en gevolglik uiteenlopende idees, projeksies oor die toekoms. So daar gaan 'n mate van balkanisering wees. Is balkanisering trouwens die regte woord? Dit is
net eenvoudig 'n verdeelde land, 'n diep verdeelde land. Okay? Alles daarvan is nie noodwendig sleg nie, maar ons sal moet nader beweeg. En daar sal moet meer van 'n eenheid plaasvind. En wat ook al dan in verskil wil voortbestaan, sal dit met baie groter agting vir eenheid moet doen. Kom ons vat spesifieke voorbeelde nou. Ja. Ons praat gou oor die ekonomie en dan praat ons nou oor die universiteitswese. Okay. Dan gaan ek vir jou 'n voorstel maak wat ek dink kan 'n nuwe politieke woordeskat, of nie politieke, wat kan 'n nuwe openbare woordeskat wees, of selfs 'n ekonomiese woordeskat, en dan gaan ons later na die universiteitswese, en dan kan ons self praat later weer oor landbou, of wat ook al. Maar ek dink ekonomies moet 'n ou op 'n manier 'n woordeskat ontwikkel tussen die belangrikheid van die vrye mark, wat in 'n sekere sin daar moet wees dat entrepreneurs so kreatief as moontlik optree, klein besighede, jy sal moet kyk na arbeidswetgewing dan, soos swart ekonomiese bemagtiging, hoe ver jy kan gaan daarmee en so aan, maar aan die ander kant ook die realiteit van armoede, die strukturele, jy weet die strukturele argumente van armoede, en hoe jy ekonomiese geregtigheid en sosiale geregtigheid van die ander kant, en forme van regstelling, wat ek nou baie versigtig noem, want jy moet nou jou ekonomiese vryheid aan die een kant bemiddel met ekonomiese regstelling, om 'n tipe van 'n nuwe ekonomiese woordeskat te skep. Hoe klink dit vir jou? Ja, ek hou baie daarvan. Ek wil 'n voetnoot daar plaas by die gebruik van die woord regstelling. Jy weet, regstelling, dit klink asof daar net 'n hele boel dinge is wat altyd verkeerd was. Wanneer ons die woord regstelling gebruik, bedoel ons eintlik dikwels maar net die skep van nuwe ruimtes. Net die skep van nuwe ruimtes. Wat nou nodig geword het, omdat die land op 'n bepaalde manier ontwikkel het en in 'n ander tyd is. Jy weet? Jy weet die woord regstelling, transformasie, al hierdie woorde impliseer eintlik 'n sterk negatiewe geheue in hulle, wil ek amper sê. Daar's ander woorde wat mens kan gebruik wat minder daarvan het. Die skep van nuwe moontlikhede, die skep van nuwe ruimtes. Bestaan die nie bestaan van daardie ruimtes, is dit slegs as gevolg van een of ander historiese vergryp? Nee, die nie bestaan van daardie ruimtes is ook gewoon omdat dit nie voorheen nodig was nie, of 'n behoefte was nie, en nou is. Jy weet, ons is so in die snoere van negativiteit. Ons moet 'n bietjie probeer vlieg daarbo. Ja. Dan die volgende tema is die tema van die universiteitswese. Maak ek sin vir jou? Nee, daai oor die ek wil nog baie lank met jou daaroor praat, en ons kan ook later miskien iemand uit die ekonomiese wêreld innooi. Maar ek dink dit is so 'n groot tema, maar ek hoop ons het al iets losgemaak van 'n nuwe woordeskat net met daai gedeelte wat ons nou daaroor gepraat het, maar ek wil graag na die universiteitswese toe en opvoeding beweeg. En ons het ook nou die Bella wetgewing hier voor ons. Hoe ontwikkel jy rondom opvoeding, wat 'n kardinale aspek is van Suid-Afrikaans wees? Opvoeding. Ons het nou gepraat oor armoede rondom die ekonomie. Jy weet hoe jy mense wat op verskillende ekonomiese vlakke is bymekaar uitbring. Dit was in ons vorige gesprek. Maar nou moet jy ook weer mense inbind in 'n opvoedkunde gesprek, wat dan almal reg laat geskied. En ons sit met 'n openbare, kom ons noem dit maar die staatsuniversiteite, wat ek ervaar die laaste 5 tot 10 jaar baie sterk ideologies gedrewe geraak het. En baie sterk van die sentrale regering af bestuur word. Ja, dis baie sterk ideologies gedrewe, maar dis ook... Hoe kan ons 'n nuwe woordeskat in ons
in ons opvoedkunde en in ons universiteitswese ontwikkel. Dit gaan baie moeilik wees want dit is ook die hele ding van die nuwe era van die bestuursklas wat die universiteite oorgeneem het. Ten koste van die intellektuele klas. Die intellektuele klas en die akademici is eintlik hulle woord is tweede. Dit is die bestuursklas wat besluit. Dit is amper vir my soos 'n soort state capture. As jy my persoonlike opinie wil hê. Maar ek kan ook verstaan hoe dit op daai punt gekom het. Ja. Maar seker nie net die bestuursklas nie, as mens dink hoe aanstellings nou gedoen word by universiteite, staatsuniversiteite, volgens 'n baie rigiede kwantitatiewe metode, as ek dit so kan stel. En dan 'n ander probleem by die staatsuniversiteite is, lyk dit vir my na ideologiese hegemonie. Ek het die interessante ding gehoor dat een van die groot universiteite in Suid-Afrika se rektor net gisterand gehoor het skielik besluit om die teenoorgestelde rigting in te slaan en nou net te soek na blankes wat die poste kan vul. Omrede hierdie bepaalde rektor, as die storie waar is, net eenvoudig besef het dat gapings ontstaan het wat nie op 'n ander manier gevul kan word. Ja. Kyk, dit is 'n oop gesprek of dis 'n oop vraag daai. Ek ken nie die geval nie. Maar my indruk is dat daar min, ek mag verkeerd wees, jy kan my regstel en die kykers kan my ook maar braai oor. Maar ek ervaar min kreatiewe debatte wat kom vanuit die openbare universiteite. Ek vind ook min kreatiewe debatte van die privaat universiteite of privaat tersiêre instellings. Dis in my en jou. Met ander woorde, wat jy besig is om te sê, is dat daar hierdie twee sfere wat dink hulle opponeer mekaar, is eintlik beset deur dieselfde gees. En wat is daardie gees? Ek sou sê die gees is dit. Kom ek probeer 'n voorlopige antwoord. Die gees is dat beide werk eintlik met 'n baie sterk ideologiese lyn. Ek dink by die Van redding? Moontlik, maar die staatsuniversiteite werk met die lyn van die bevrydings politiek in 'n akademiese sin en 'n tipe van 'n transformasie retoriek gemeng met 'n postkoloniale retoriek. Ja, En wat baie keer die gevaar loop om binêr te raak. Dis die gevaar daar. Ja. Okay, maar dan moet ek net 'n voetnoot as dit is nie net retoriek nie. Daar is werklik dade, handelinge. Daar is werklik geldige en diepgaande navorsing wat ook gedoen word. Maar daar is te veel retoriek. Ek sien retoriek die hele tyd. Dit is amper soos om na 'n kerk toe te gaan. Ek het net ervaar sommige van hierdie byeenkomste. Ek was nou die dag by een in Johannesburg. Dit is soos om na 'n kerk toe te gaan. Ja. Waar is die kritiese debat? Waar is die avontuur daarvan om jouself te nivelleer? Ja. Om jouself te hervind. Ja. Om jouself te hervind. Ek hou baie van dit en dis waar ek ook mik, jy weet wat ek sê, ek kry nie genoeg gevoel van kreatiewe debatte beide by die openbare universiteite en die private universiteite of instellings. Net terloops in hakies, ek wil nie kerke nou beledig nie. Ja. Ek dink eintlik aan 'n sekere soort kerk. Ja, nou absoluut. Die happy clappies. Ja, daar is sekere strukturele ooreenkomste wat ek sien by sekere byeenkomste wat net sowel Hillsong kan wees. Ja, dis 'n heel ander. Ek gaan nou nie daar ek gaan my reg om met jou daaroor in gesprek te tree voorbehou want dit is 'n komplekse tema. Maar ek wil net sê ek wil teruggaan waar die fout lê vir my by die private instellings is. Hulle loop weer die gevaar dat hulle so die mark najag. Nou goed, by die openbare universiteite is daar ook daai element. Ja. Dat hulle so die mark najag dat daar ook nie kreatiewe stemme vanuit die privaat instellings kom nie. En daar is daar ook die gevaar dat as 'n privaat instelling sigself te sterk met 'n bepaalde gemeenskap identifiseer,
dat daar forme van reduksie of van Ek hoor jou. van wat sal die regte woord wees, reduksie of 'n enklawe ontstaan wat nie genoegsaam in gesprek is met die breër gesprekke wat daar buite is nie. Dit is as ek dit so kan stel. Maar ek wil net graag na 'n laaste punt toe gaan op die punt. En dit is die feit dat het ons 'n openbare sfeer in Suid-Afrika waar mense met mekaar behoorlik kan praat. En ek bedoel nou maar net 'n voorbeeld soos die SABC. Nee, dit is ons nasionale uitsaaier. Ja. Is daar enigstens dat as jy na die SABC kyk vanuit al die verskillende hoeke van Suid-Afrika, voel jy jy's deel van een land? Of het die nasionale uitsaaier ons heeltemal in 'n sekere sin om ons te help met 'n gedeelde woordeskat en 'n nuwe woordeskat is nie daar nie. Ek weet nie hoe sien jy dit nie. Kyk, gedeeltelik, ek sou sê gedeeltelik is dit so, maar soms kry jy nogal baie verrassende gesprekke, selfs op die SABC tussen antagoniste en kritiese joernaliste, kritiese swart joernaliste. Ons is nog in die kinderskoene van die ontwikkeling van 'n nuwe grammatika, maar ek dink dit gebeur van verskillende kante af. Byvoorbeeld die kultuur in Johannesburg waarmee ek onlangs mee kennis gemaak het, wat vir my baie interessant is die jazzkultuur. Die African jazz kultuur, veral die eksperimentele kultuur. Daar's groot kunstenaars daar en omtrent die heeltyd een van die dinge wat ek nogal raak sien daar is dat wanneer hierdie mense politiek begin praat, is dit eintlik maar net refleksief en hulle is eintlik besig om heeltemal 'n nuwe kritiese bewussyn te ontwikkel, want hulle kuns vra daarom. Jy weet, op 'n of ander manier gaan daardie vryheid en daardie manier waarop jy jouself op die spel plaas wanneer jy 'n kreatiewe kunstenaar is, op 'n of ander manier gaan dit deurwerk na die politieke debat en die vraag gaan by daai mense ontstaan, hoekom plaas ek myself nie ook op die spel hier nie, net soos wat ek doen in my kuns. Maar 'n goeie punt, want dit gaan ons nou uitbring, hierdie segment is nou ongelukkig verby. Ek sou nog baie meer wou met jou oor gesels het, want ons het interessante goed op die tafel gesit wat ons in volgende gesprekke verder kan ontwikkel. Maar ons moet nou gaan na die kuns toe en jy het dit nou op die tafel gesit. En die volgende segment, so ek berei dit net voor vir ons kykers dat ons gaan nou praat, kan die kuns bydra tot 'n nuwe woordeskat of kan 'n nuwe woordeskat by die kuns gaan leer? Kan die kuns iets bied vir ons en vir al die letterkunde om by mekaar as Suid-Afrikaners te leer en om verder te werk aan hierdie ding om 'n nuwe woordeskat te kan waarneem of te skep. Wel kyk, dit was daar was baie goeie voorbeelde uit die verlede, hoe die letterkunde 'n nuwe woordeskat geskep het in die stryd teen apartheid. En daardie letterkunde, daardie nuwe woordeskat wat die letterkunde daar geskep het, en veral die empatiese insigte wat dit teweeggebring het, is nog nooit oortref in Suid-Afrika nie. Dit was relatief suksesvol, jy weet. En dan kry jy ook die naoorlogse letterkunde van Europa. Maar okay, dit is nou 'n bewustheid van maar ek wil 'n kritiese vraag hier ingooi. Gebeur dit nou? Vra jy my, gebeur dit nou? Onder andere, maar kom ek stel my vraag so aan jou en hier moet jy my help want jy's nou meer die letterkundige tussen ons twee, alhoewel ek 'n diep belangstelling in letterkunde het en jy het weer jou belangstelling in die filosofie. Dis juist wat die hangbrug so interessant maak. Maar kom, hier's my kritiese vraag, Charles, aan jou. Het ons 'n nasionale
Suid-Afrikaanse letterkunde. Wat ek met nasionaal bedoel, het ons 'n letterkunde waar alle ingeligte burgers kennis neem van die groot stemme wat na vore tree en dit resoneer op al die plekke. Het ons so letterkunde en veral na 94 waar ons polities bymekaar gekom het. Nou ons het gepraat oor al die antagonisme daar en die spanninge en so aan. Maar het ons nie ook geweldige antagonisme en spanninge in ons literêre openbare sfeer en weet almal altyd is 'n groot roman hier gebeur, selfs miskien in 'n Afrika taal. Of as 'n Afrikaanse roman gebeur en hy word nie in Engels vertaal nie, weet mense daarvan. Of het ons nog figure wat almal kan bymekaar bind? Is iemand soos Antjie Krog iemand wat deur almal gelees word? Word Coetzee nog gelees? Het ons het Mandla Langa word hy deur almal gelees. Jy weet ek gooi nou lukraak name Ja, hier. hy's 'n baie belangrike naam dink ek. Maar het ons 'n nasionale letterkunde en as ons nie een het nie, kan ons dalk 'n woordeskat ontwikkel om by so iets uit te kom. Jy weet Pieter, my antwoord is nee, ek dink nie ons het 'n nasionale letterkunde nie. En my reaksie daarop is ons moet 'n nasionale letterkunde bekom. Hoe? Daaroor is ek minder seker. In die eerste plek, jy weet, dit was nog altyd vir my baie belangrik, die voortbestaan van die Afrikaanse literêre sfeer as letterkunde, wat vir my in onlangse jare meer belangrik geword het, is dat die verskillende Suid-Afrikaans, die swart letterkunde, die Engelse letterkunde, die Afrikaanse letterkunde, en dan ook die inheemse letterkunde, die letterkunde in die inheemse tale, wat meer en meer bedryf word, dink ek, en wat ek dink gaan baie sterk na vore kom in toekomstige dekades. Daar's afgronde tussen hulle. Ons het nie Daar's nie hangbrug nie. Nee, daarom, dis een rede waarom ek my eie klein stap geneem het om my eie roman in Engels te vertaal. Ek dink dan moet ons as skrywers moet meer weet wat mekaar doen en dalk moet daar meer na Engels vertaal word uit Afrikaans en ander, jy weet, uit Afrikaans uit. Ek het baie respek vir mense soos vir Afrikaanse skrywers soos S.C. Naudé en Eben Venter wat hulle werke ook in Engels skryf. Daar behalwe nou vir die persoonlike ambisieuse redes wat ons almal het, waarom om jouself by groter gehore uit te kom, is daar 'n baie sterk eties-politiese komponent, opbouende komponent in hierdie aktiwiteit om ek wil sê amper 'n uniforme of nie 'n uniforme maar 'n deurlopende band tot stand te kom waarin skrywers weet wat gedoen word. Ons kan nie almal se boeke lees nie, maar dit is belangrik dat ons 'n goeie begrip het wat ons almal doen, sodat ons in krisistyd 'n tipe fourth estate rol kan speel, soos wat die letterkunde gedoen het teen apartheid. Okay? Daar is ongelukkig 'n groot mate van lafhartigheid, sou ek sê, onder die moderne in die hedendaagse Suid-Afrikaanse letterkunde, om werklik standpunt in te neem. Daar's vrees. Die letterkunde is 'n industrie. Jy kan nie onvriendelike dinge sê teenoor bepaalde magtige mense. Daar is vergeleke met die bereidwilligheid tot kritiek en om die self te waag van die skrywers onder apartheid, beleef ons in Suid-Afrika onsself nou in 'n geelgat jakkalstydperk. Is dit die regte woord?
Dit is interessant. Jy Ons- wil jy ons- meer sê daaroor? Nee, ek dink ek het genoeg gesê want ek is nou besig om kwaad te word. Dis 'n geelgat jakkals tydperk. Ons kort 'n klein bietjie meer dinamiet in die gat. Quite frankly. Nee, jy klink nou vir my baie polemies daar. Ek wil nie polemies wees nie. Maar kom ek stel dit so, Charles, kom ek stel dit so, om nou na die einde toe gaan, ons het nog so 5 tot 7 minute. Om hierdie baie wat net wys hoe vinnig die tyd verbygaan en hoe gou belangrike temas eintlik versand, of nie versand nie, maar dit loop net weg en dan het jy nog net hierso die dit voorheen gestel in ons eerste program by die tippie van die ysberg. Maar hopelik kan die kyker saam met ons dieper hieroor nadink en ons help. En dit is vir my die kern van die saak dat ons is nog baie ver, lyk dit vir my, om ook 'n nuwe woordeskat te ontwikkel waar ons met mekaar praat. En waar ons 'n letterkunde het in Suid-Afrika wat gedeel word. Absoluut, jy is baie waar. En dit is jammer, want weet jy dat Suid-Afrika het vandag, en ek wil nie nou na myself verwys omdat ek nou toevallig in hierdie tyd lewe nie, maar Suid-Afrika het vandag van die heel beste skrywers wat hy nog ooit gehad het. Maar dit is interessant. En bring dit nou in verband met wat ek genoem het van 'n geelgat jakkals tydperk. Ja. En jy sien 'n sekere neurose of ongelukkigheid hierso. Ja. Daar's 'n spanning daar. Ja. Dis ek dink wat jy bedoel met daai begrip is dat mense is amper te bang om iets te sê. Ja. Al het hulle die talent. Maar ek wil graag die program afsluit met Meer talent as ooit tevore. Ja, meer talent is ooit tevore, maar ook 'n bangheid om iets te sê. Dit is hartseer. En hoe verander mens dit? Hoe bring mens daar dinamiek? Jy het gepraat van dinamiek, maar hoe bring jy dinamiek en kreatiwiteit weer in gesprek? Maar ek wil afsluit met 2 begrippe hier. Wat ook moontlik kan dui in die rigting van 'n nuwe woordeskat. En dit is die begrip vertaling en die begrip vertolking, nee. Okay. Wat bedoel ek met vertaling en vertolking in die letterkunde, maar ook terug na die openbare sfeer, kom ons sê maar die openbare soeke na nuwe woordeskat en die politieke een. Ons sal in Suid-Afrika moet leer om te vertaal. Met ander woorde, mens moet weet wat in die Engelssprekende wêreld aangaan en die Engelssprekende wêreld sal moet weet wat in die Afrikaanse wêreld aangaan. Ons sal moet weet wat in die Franse wêreld aangaan, in die Duitse wêreld en in ons eie konteks en in die Amerikaanse wêreld. En daarbey saam vertolking bring my uit by 'n begrip wat ons voorheen oor gepraat het reg aan die begin van die hangbrug, interpretasie. En as ons 'n land van sensitiewe interpreteerders kan word, jy weet 'n begrip wat ek gebruik, wil ek ook nou nie te veel hier op die oomblik stel nie. Ek skryf ook op die oomblik 'n boek waaroor ek later sal praat, waar die begrip praktiese wysheid, maar die goeie oordeel 'n rol speel, wat moontlik mense ook kan help in 'n situasie soos Suid-Afrika, as 'n nuwe woordeskat. So ek wil net op daai punt eindig, met hierdie 2 begrippe, vertaling en vertolking, en ek wil baie graag nog later in verdere episodes daarop uitbrei, as moontlike zones van 'n nuwe nuance van praat, skryf, handel in hierdie land. Dink en handel. Ek weet nie hoe jy daaroor voel as 'n slotgedagte nie. Dis vir my 2 begrippe waarop ons kan afeindig, wat inleidend kan funksioneer vir ons volgende episodes. Vir my persoonlik is dit waarskynlik die twee belangrikste begrippe wat jy nou genoem het. In die skep van 'n nuwe grammatika, in die skep van die eenheidsstrewe wat ek steeds baie van hou, myself persoonlik. Vertolking en vertaling. Ja, ek sal net 'n voetnoot daarby sit. In die eenheidsstrewing waarna ons soek, wat ook verskil kan hanteer of diversiteit. Natuurlik. So dit is vir my deel van vertaling en vertolking. Ja, kyk, met eenheidsstrewe bedoel 'n mens nie een wording of een nasie bou in een sin nie. Ja. Nasiebou is vir my 'n verwerkbare konsep.
Kyk, vir my 'n Degenaar Dit is nie dieselfde as 'n eenheidsstrewe nie. ja, nee, absoluut. Ek dink Johan Degenaar het dit baie mooi gesê in 'n vorige era. Ons moenie nasie bou in hierdie sin van 'n sentralisme nie. Nee. Ons moet 'n demokrasie bou. Presies. En eintlik En- 'n deelnemende en 'n verwikkelde demokrasie. Ja, en die nasie bou sal van self kom.